Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens. Kom ons word stil. Daar's geleentheid vir stil gebed waarin jy vanoggend net kan stil wees voor die Here. Ons leef in 'n wêreld wat vol geraas is. En ons het stilte nodig om regtig die stem van die Here te hoor. Daarom is daar nou geleentheid vir stilte. Here, aan U wat op die troon sit, bring ons al ons lof en ons dank tot in ewigheid. Amen. Gemeente van Jesus Christus, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here. Ons gaan ons Bybels oopmaak by Johannes 1. Johannes 1, en voordat ons gaan lees, gaan ons eers saam bid. Daar is die tema, Jesus was God se lig aan die wêreld. Johannes 1 vers 1 tot 11. Kom ons maak dit ons oë toe, dan bid ons net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees. Daar is so baie mense wat dit mis, wat dalk graag hier sou wou wees, maar wat nie meer kan nie. Uit ons hart uit sê ons vir U dankie. Dankie dat ons U kon loof en kon prys. Dankie dat ons U nou kan aanbid. Want U is ons koning, ons verlosser, ons Here, Jesus Christus, die oorwinnaar. Here, nou het ons die voorreg om U woord oop te maak. Ou woorde wat U deur U Gees aan mense gegee het om neer te skryf, sodat ons eeue later 'n boodskap kan hê waarmee ons kan gaan leef. En daarom bid ons, o Gees van God, dat U ons sal lei, elkeen van ons individueel, om hierdie woorde aan ons harte vas te maak, sodat dit ons lewens kan verander, sodat ons in hierdie wêreld as U kinders kan leef.
U weet dat ons in 'n chaotiese tyd leef, Here. En juist daarom het ons U leiding nodig, deur U woord en deur U Gees. Maak U woord vanoggend aan ons bekend. In Jesus se naam. Amen. Voordat ons saam lees, is vandag die eerste van drie eredienste. Daai tema, ek dink nie julle gaan dit kan sien nie, ek gaan vir julle sommer sê. Ons begin vandag deur te sê, Jesus was God se lig aan die wêreld. En volgende week gaan dit oor ons is God se lig aan die wêreld. En dan die 7de Desember gaan leef as kinders van die lig. Vandag, Jesus was God se lig aan die wêreld. Kom ons lees uit 1 Johannes 1 vers 1 tot 9. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Ons lees net tot sover vanoggend. Ek sien onlangs die volgende foto op die internet raak. En nou wonder ek wie van julle wil probeer raai wat dit is. Kom ek help julle. Dis die liggaam van 'n onwettige myner, 'n Zama, wat in 'n growwe stuk lap toegedraai is nadat hy onder in 'n myn gesterf het. En toe deur sy vriende opgedraas op 'n paar stokke en langs die N12, daar tussen Brakpan en Benoni, net neergesit is. Daarom met sy naam by. In die hoop dat iemand dit daar sou kry. Hoekom wys ek dit vanoggend vir jou? Dat toe ek dit die eerste keer sien en besef wat dit is, het dit my in my spore gestop. Vir my was dit die simbool van die ekstreme, die verskriklike donker kant van hierdie wêreld waarin ons leef. Ons kan baie daaroor sê, en ons doen dit ook mos. Ons redeneer daaroor, ons rasionaliseer daaroor. Hy hoort nie hier nie, hy moes nie daar gewees het nie, hy moes nie onder in die myn gewees nie, die regering moet dit, die regering moet dat, dis onwettig, dis krimineel. Iemand het self so ver gegaan om op Facebook te sê, maar hy het sy verdiende loon gekry. Vriende, hoe sou Jesus vanoggend daarna kyk? Want dit bly 'n mens. 'n Mens wat deur God geskep is. Wat deur ander mense so behandel word. En miskien is dit tekenend van wat mense in die tyd waarin ons leef aan mekaar doen. Jy sit dalk hier en jy sê vir jouself en vir my, maar dis nie ons konteks nie, dit gebeur nie hier nie. Dit is nie hier nie, dis nie so erg nie, ons maak nie so nie. En tog as jy fyn kyk en mooi luister, dan hoor jy die verwoesting oral om ons. Huwelike en gesinne en vriendskappe. Mense wat mekaar doodmaak met hulle woorde en hulle dade. Dalk nie 'n lijk iewers in die pad nie, maar dalk veel erger. Om ons is daar mense wat verinneweer is, wat stikkend is, wat flenters is.
as gevolg van wat mense soos jy en ek aan hulle doen. Dalk jouself, dalk ek. Ons leef in 'n wêreld waarin dit lyk asof die duisternis aan die wen is. Weet jy, dit is niks niets nie. As 'n mens deur die geskiedenis van die wêreld gaan lees en deur die geskiedenis van die mensdom blaai, dan kom jy agter dat die mensdom die vermoë het om van een stuk chaos na die volgende te strompel. Ons het nie die vermoë om droog te maak en seer te maak en te verwoes. Een oorlog na die ander. Statistiek sê daar is op die oomblik meer oorloë aan die wêreld aan die gang as ooit van tevore. En dis waarom die skepper van hemel en aarde, die God wat jy en ek aanbid, 'n plan moes maak. En 'n plan gemaak het. En sy plan was een van die ingrypendste goed wat in die geskiedenis van hierdie wêreld gebeur het. Hy stuur sy lig na die donkerte van hierdie wêreld. Goddelike lig om hier 'n verskil te maak. Om dit hier anders te laat wees. Jy onthou mos dat hy aan die begin dit ook gedoen het. Toe hy lig geskep het. En wanneer hy sy seun Jesus na hierdie wêreld stuur, dan stuur hy nuwe lig. Dalk selfs helderder lig, om hier in die donker te kom lig maak. Daarom skryf Johannes daaroor, die ware lig het na die wêreld toe gekom. Die ware lig het na die wêreld toe gekom. Jy mag hier sit en jy vir jouself sê, maar dis 'n klomp ou nuus, Johan, vertel my iets wat ek nie weet nie. En dis die probleem. Ons weet dit almal. Maar wat 'n verskil maak ons in hierdie wêreld? Wat doen ons met die kennis wat ons het? As ons mekaar voortdurend daar herinner en sê Jesus is die lig vir die wêreld. Miskien het jy selfs daarvan vergeet en het ek en jy nodig om dit juis nou met Kersfees opnuut te hoor en vir onsself toe te eien en toe te laat dat die Heilige Gees dit vat en ons gebruik om anders te wees in hierdie wêreld. Jesus Christus, die Seun van God, wat deur die duisternis en deur die donkerte kom breek en helder lig na hierdie wêreld bring. Lees weer saam met my Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Nou vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan onthou jy mos, toe Jesus gebore is, hoe sy hele koms na hierdie wêreld as dit ware gekleef was in tekens van lig. Die ster wat verskyn, wat die sterrekykers na Jerusalem en Palestina en Bethlehem laat kom. Die ligglans van die engele, toe hulle sing saam met die herders op die velde. Matteus skryf daaroor in Matteus 4 vers 16, met 'n aanhaling uit Jesaja 9 vers 1 en 5. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en in die skadu van die dood leef, het 'n lig opgegaan. Wat meer is, Jesus bevestig dit self dat hy die lig is. Wanneer hy by die loofhuttefees wat gevier is om die volk te herinner uit die verlossing uit Egipte optree, dan staan hy waarskynlik in die voorhof van die tempel wat genoem word die voorhof van die vroue. En in hierdie voorhof is 'n klomp kersse aangesteek, kandelare aangesteek met lampe en kersse wat gebrand het, as simbool van die verlossing en die redding. En dis wanneer hy daar staan wat hy vir hulle sê, Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 9 vers 5, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld.
Waarom gebruik Johannes spesifiek die metafoor van lig? Waarom noem Jesus homself die lig vir die wêreld? Wel, dit is eintlik heel eenvoudig. Lig is lewe. Lig beteken lewe. Van die heel begin af, onthou jy, het God, toe daar chaos geheers het, heel eerste lig gemaak. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. En dan gryp God in. Genesis 1 vers 3, laat daar lig wees. Laat daar lig wees. En dan skep hy lig. En dan kyk hy na die lig, en hy sien dat dit goed is. En dan volg die res van die skepping. En dis hoekom mense en diere en plante en alles in hierdie wêreld van lig afhanklik is om te lewe. Lig is lewe. En duisternis en donkerte is simbolies van die dood. As jy my nie glo nie, vat een van jou mooi potplante in die huis wat lig moet kry om te leef. En gaan sit dit vir 2-3 weke iewers in 'n donker hoekie. En kyk wat gebeur met die plant. God skep lewe met lig. Hy skep orde in die chaos met lig. Hy gebruik lig om die duisternis en die donkerte weg te dryf. En wanneer Jesus na hierdie wêreld kom, as die groot lig van God, dan doen hy presies dieselfde. Sy woorde en sy dade vertel mos vir ons daarvan. Dis tekens van lig. Hy kom sê en hy kom wys wat dit beteken om regtig in 'n intieme verhouding met die Vader te leef. Hy kom vertel en hy kom wys wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan sy Vader. Hy kom wys wat gehoorsaamheid beteken, wat dit beteken om te gee, wat dit beteken om lief te hê en wat dit beteken om te versorg. En dis nie net geestelik nie. Jy onthou mos, wanneer hy aan die preek is, dan sien hy die groot skare mense wat honger word. En wat doen hy? Hy vat visies en brode en hy maak vir almal kos. Hy versorg hulle. En selfs wanneer in Kana by die bruilof die wyn opraak, maak hy nog wyn. Hy maak siekes gesond. Hy help die armes. Oral waar hy gegaan het, maak hy hierdie plek 'n beter plek. Dryf hy die duisternis weg. Maak hy helder lig. En op die einde bring hy mos die offer. Die offer wat hom sy dood kos. En dis waarom ons Kersfees vier. Dis so eenvoudig soos dit. Jesus wat na hierdie wêreld gekom het as die lig van God. Dit hoef niks meer te wees. Jesus wat gekom het om hierdie plek beter te maak. En as jy vir jouself sou vra, wat is die kernboodskap van Kersfees waarheen ons op pad is, dan is dit. Jesus, God se seun, wat gekom het om lig te bring. En miskien wonder jy, waarom dit dan so donker bly? Hoekom lyk hierdie wêreld waarin ons leef soos wat dit lyk? Hoekom doen mense soos wat hulle doen? Wel, lees weer saam met my Johannes 1 vers 5. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan vers 9 tot 11, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Vriende, in hierdie woorde is daar meer opgesluit as wat daar op die oog afstaan. Want weet jy wat? Die duisternis en die magte van die duisternis gee nie op wanneer Jesus gebore word nie.
Die magte van die duisternis hou aan wanneer die lig van God na die wêreld kom. Al lees ons hier dat die duisternis dit nie kon uitdoof nie. Hou die duisternis nie op probeer nie. Van die heel begin af. Toe Jesus gebore is, was daar mos nie vir hom 'n plek nie. En moes hy na 'n stal. En toe probeer Herodes van hom ontslaa raak met die kindermoord. En toe word hy 'n vlugteling na Egipte. En wanneer hy met sy bediening begin, dan word hy gespot en uitgedaag en getuister oor dit wat hy sê. En dan word hy gevange geneem en geslaan en gespot en gekruisig. En jy onthou mos wat gebeur het toe hy sterf aan die kruis, toe dit op daardie oomblik donker word in die dag. En dit vir 'n oomblik lyk asof die duisternis besig is om lig te oorwin. Maar dan staan hy op uit die dood. En die lig oorwin. Die lig dryf die duisternis terug. En steeds gee die duisternis nie op nie. En steeds is dit aan die gang. Elke dag in die wêreld waarin jy en ek leef. Dis hoekom dit so lyk. Dis hoekom mense aan mekaar doen wat hulle aan mekaar doen. Dis hoekom mense mekaar verneweer en verwoes. Een van die beste voorbeelde is juis Kersfees. Kersfees wat gaan oor die koms van die lig, die geboorte van Jesus Christus. Wanneer laas het jy dit in 'n winkel gehoor of gesien? Dis ons klein groepies wat sê ons weet waaroor dit gaan. Dis ons wat die waarheid weet. Christus is uitgerangeer uit Kersfees uit. En dis die beste manier waarop die duisternis van die lig ontslae kan raak. Lekker feestyd, groot joelheid, groot partytjie, drink en wees vrolik en vier. Van die lig wat gekom het, is daar weinig weersprake. Die afgelope week was daar 'n reuse bohaai in Londen, in Groot-Brittanje. 'n Muurskildery, reusagtig groot, wat deur kunsmatige intelligensie, of ons praat ons van AI, dis goeie Afrikaans, gemaak is. Wat die ouens gedoen het, hulle het 'n paar stukke inligting in die rekenaar ingesit, of in die program ingesit, en toe kom hierdie skildery uit, pelgrims, wat kom feesvier met Kersfees. En op die oog af lyk dit nie so sleg nie, maar as mens nader begin kyk, dan sien jy hoe mense se gesigte almal verwronge is en verdraai is. Jy sien die woede en die haat en die kwaad. Die diere is almal misvorm. Voëls het ander dan snaakse bekke, honde het 'n snavel. En kyk hoe maak hy die sneeuman. Totaal misvorm. Die reaksie daarop was so enorm dat dit binne dae verwyder is. En toe ek daarvan lees, toe sê ek vir myself, wel, miskien is KI slimmer as wat ons dink. Miskien is die bohaai so groot, dat dit afgehaal moes word, omdat die waarheid seermaak. Omdat mense besef en verstaan, dat dit nooit die boodskap van Kersfees kan wees nie. Wat nou? Waar laat dit ons? Ek dink as ons as gelowiges Johannes 1 lees, dan moet ons mekaar daaraan herinner dat Kersfees gaan oor die lig wat na hierdie wêreld gekom het. God se lig. Daarom is al hierdie liggies hier voor. Ons gaan volgende week en die week daarna gaan ek meer daaroor sê. Die tweede ding wat ons moet onthou is dat die duisternis van hierdie wêreld nooit ooit die lig kan uitdoof nie.
dat die lig van God altyd sal oorwin oor die chaos en die duisternis. Hemelse lig in 'n donker wêreld. So maklik soos dit. Ek wil afsluit met 'n uitdaging. Jesus het as die lig na hierdie wêreld gekom. Kies in hierdie Kerstyd om elke liggie wat jy sien as 'n herinneringsteken te gebruik. Kies dat elke liggie jou herinner aan die feit dat Jesus die lig van God was wat na hierdie wêreld gekom het. Amen. Here, ons leef in 'n baie donker wêreld. Dankie dat U dit verstaan omdat U self hier was en self blootgestel was aan die magte van die duisternis en die donkerte. En juist daarom wil U deur U woord vanoggend vir ons wil herinner dat U die lig is wat gekom het. En dat ons, as ons in U glo, deel het aan U lig. Kom bevestig net hierdie eenvoudige boodskap aan ons. Dat U die lig van God was, wat na die wêreld gekom het. En dat dit die rede is waarom ons regtig met oorgawe Kersfees kan vier. Dat dit van Kersfees 'n Christusfees maak. Here, ons bid dit van U in groot afhanklikheid. Dankie dat ons kan bid vir ons land, vir ons stad, vir alles wat hier aan die gebeur is. Here, ons verstaan baie van die dinge nie. Maar al wat ons kan doen is om te bid. Bring U verandering. En as ons dit van U afbid, dan verklaar ons onsself ook bereid om agente van verandering te wees. Elkeen in ons eie klein wêreldjie. Help ons om 'n verskil te maak. Ons bid vir die week wat voorlê. Hou ons in die holte van die hand en seën ons. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Voordat ons slotlied sing, as ons vanoggend vir mekaar sê die lig het gekom, dan is die vraag, waar is die lig nou? Waar is die lig nou? Jesus het mos teruggegaan hemel toe. En hy het voor hy gegaan het vir sy volgelinge gesê, en jy ken dit goed, julle is die lig vir die wêreld. Soos wat jy vanoggend hier sit, en soos wat ek hier staan, is ons nou die lig vir die wêreld. Volgende week iets daaroor, en dan die week daarna, hoe leef 'n mens as 'n kind van die lig? Ek wil jou vanoggend uitstuur met die verwerking van 'n baie bekende Ierse seënbede. Mag God jou pad gelyk en reguit laat loop. Mag die wind van agter in jou rug waai, jou hart vol hoop. Mag die son helder oor jou skyn en jou siel verbly. Mag die reën saggies oor jou val. En mag jy tot ons mekaar weer sien, veilig wees in die hande van ons God. Amen.